Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie dat ek 'n oomblik van julle tyd kan vat om met julle 'n woord te kan deel vandag. Ons gaan nog steeds aan met die reeks hoekom sekere onderwerpe baie oor gepreek word en vandag is iets wat ons elke dag beleef. Ek weet ek sê dit altyd, maar dit is iets wat ons elke dag beleef. En wat dink julle is dit? Liefde. Ja, my boetie en sissa, liefde is oral. Maar weet jy wat maak my so hartseer deesdae? Is dat liefde is nie meer die liefde wat dit veronderstel is om te wees nie. Die liefde wat ons vir mekaar het, dis nie meer daai opregte liefde nie. Sommige mense dink liefde kan gekoop word met geld, kan gekoop word met goeie dade, kan gekoop word met 'n soet woordjie hier en daar, maar liefde moet gewys word. Liefde moet uit die hart uitkom en dis hoekom dit so belangrik is om oor liefde te praat en mense bewus te maak daarvan dat liefde is nie net sommer iets goedkoop nie. Liefde is besonders. Liefde is iets moois tussen mekaar, vir mekaar. En kyk, ek weet, ons kan nou nie vir almal lief wees nie, dis moeilik, maar ons kan nog steeds met Jesus liefde mekaar tegemoet gaan, mekaar verdra en met mekaar wees in liefde, Jesus liefde. Dit is vir Jesus so belangrik. Ek meen, Jesus is 'n bewys van hoe lief God ons almal het, dat hy vir Jesus gestuur het om vir ons sondes te kom sterf. Ek meen, wat 'n God sal dit nou doen? 'n God wat nie lief is vir sy kinders nie? Definitief nie. En dit kan jy lees in Johannes 3 vers 16, ons almal ken daai vers, maar dan ook 'n baie bekende hoofstuk is natuurlik 1 Korintiërs 13, wat baie praat oor hoe die liefde is. En wat ook vir my so hartseer is dat liefde word deesdae gemeet aan om 'n obsessie te hê met iemand, om jaloers te wees. En dan sê die persoon, ek doen dit uit liefde uit. Hoe kan 'n mens lief wees vir iemand as jy hulle mishandel, as jy hulle sleg behandel? Jy kan mos nie sê dis liefde nie. My boetie en sissa, waar het die liefde geword wat Jesus wil hê ons moet na mekaar uitstraal? Vra ek vandag met trane in my oë. Gelukkig kan julle nou nie die trane sien nie, maar die punt van die saak is wat ek graag wil maak is, liefde is so belangrik tussen mekaar. Jy weet, om iemand net met die nodige respek te hanteer, met daai Jesus liefde, kan die wêreld se verskil maak. Dit kan so 'n groot impak in iemand se lewe bring. En ek sê nou nie liefde moet nou net swentjies en drukkies en al daai goed wees nie. Liefde kan op baie maniere verklaar word. Dit kan regtig so mooi teenoor iemand anders uitgedra word. Maar soos ek sê, ongelukkig het die woord liefde baie goedkoop geword deesdae. En my boetie en sissa, ons moet weer op 'n plek kom waar ons Jesus liefde in ons harte dra. Liefde soos wat Jesus sou wou hê ons moet lief wees. Soos wat Jesus sou wou hê ons moet mense hanteer. Met liefde, in liefde. Ek wil graag hê julle moet 1 Korintiërs 13 gaan lees op julle eie tyd. En lees dan ook veral die vers wat sê, nou bly geloof, hoop en liefde oor. As ek dit nie mis het nie, is dit 1 Korintiërs 13 vers 13. Maar van hierdie 3 is die liefde die grootste. So dit wys net hoe belangrik is liefde vir God, my boetie en sissa. Liefde is vir hom uiters belangrik. En natuurlik, liefde is ook een van die vrugte wat die Heilige Gees vir ons gee, wat in Galasiërs 5 vers 22 en 23 staan. Liefde is eerste. So my boetie en sissa, nou weer hierdie gedeelte is hard. Dit sê ook in 1 Korintiërs 13, dat al het ek al die liefde, al kan ek alles doen, en al kan ek profeseë gee, al kan ek in tale spreek, maar sonder liefde is dit niks. My boetie en sissa, hier wys dit weer eens, hoe belangrik is dit om dit wat jy doen, dit wat jy sê, dit wat jy aanpak, in liefde te kan doen. Liefde is die spul waarom alles draai. Hoekom? Want God is liefde. So my boetie en sissa, mag jy vandag opnuut weer met nuwe oë kyk na liefde. Hoe liefde hanteer moet word en hoe ons liefde moet behartig. Vader, ek weet, baie van ons het so gemaklik geword om liefde maar net te gebruik, om liefde te misbruik en om liefde goedkoop te maak. Here, vergewe ons waar ons regtig, liewe Here, nie meer liefde uitstraal soos wat ons altyd doen nie.
of moes doen nie. Ek bid in Jesus naam, gee asseblief vir elkeen van ons die wysheid en die insig om liefde weer met nuwe respek aan te pak. Liewe Here, om stil te staan en te dink, maar hoe sou Jesus wil hê ek moet liefde uitstraal? Asseblief Vader, in die kosbare naam is dit my gebed. Amen en amen. My boetans, sal julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself, wees geseënd, tot môre toe. Totsiens julle.